Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend is JK Basson en hy is nou net aangewys as NLR se meester 'n suiwelboer van die jaar en nog 'n paar ander toekennings wat hy mee weggestap het. Maar ons gaan hom eers gou 'n bietjie groet en JK, welkom by die program. Baie dankie, Dopie, baie dankie vir die geleentheid. Hoorie, so eerstens, baie geluk met jou toekennings. Wat beteken so iets vir iemand wat die hele jaar super hard werk om seker te maak dat hulle lewer die beste gehalte wat hulle kan? Dopie, dit is vir ons 'n baie groot eer en 'n voorreg om die toekenning te kan ontvang en veral vir my span vir hulle harde werk, dissipline en toewyding en om elke jaar te beter op verskillende fasette. Jy weet, vanuit die kalf op die grond val, kalf groot maak. Dan gaan ons deur om op water kaai. Sy word beset en later kom sy in die melk. En dan gaan sy deur verskillende laktasies. En ja, om daarop te verbeter elke jaar kos baie werk en toewyding. So JK, vertel ons 'n bietjie dan nou van jou agtergrond. Hoe het jy opgeëindig in die suiwelbedryf? Maar my pa het al die jare gemelk. My oupa het dit op klein skaal begin en ek het betrokke geraak by die boerdery. Ek het 'n bietjie ondervinding opgedoen in Amerika ook. En ons probeer ook om elke tweede jaar bietjie te gaan leer aan die kant die water. Ek is lief vir die bedryf. Alhoewel ons verskillende uitdagings het, bly dit vir my baie lekker om deel te wees daarvan. Nou jy sê jy het 'n bietjie tyd spandeer aan die kant die water om bietjie te gaan leer daarso. As jy nou 'n vergelyking moet trek met die Suid-Afrikaanse suiwelindustrie en die van oorsee, hoe meet ons op? Joepie, ek dink ons is op 'n baie goeie plek, goeie standaard wat ons handhaaf. Ons leen nie net spesifiek in een land soos Amerika nie, maar ook in Europese lande. Ons vat bietjie van elke land en dan bou ons 'n wenresep vir dit wat vir ons wel werk. So, wat is die kernwaardes wat julle dan nou julle familieboerdery opgebou het? Ons fokus baie op genetika. Jy weet, ons het behuising begin in 2001. Dit was seker een van die eerste plase in die Weskaap of in Suid-Afrika wat begin het met behuising en dit het 'n enorme goeie positiewe impak gemaak op die diere, jy weet, om minder energie te gebruik. Hulle is nie blootgestel aan die nat toestande in die winter nie. En ja, dit het ons verskriklik baie gehelp en natuurlik baie fokus en klem gelê op genomika en genetika. So jy sê nou behuising, is dit soos 'n klein beeshotel wat julle hardloop daar? Ja, jy kan maar amper sê dit is so 'n hotel vir beeste. Daar is voorvoer hansoen 24 uur beskikbaar vir die koei. En dan het sy haar eie lêplek. Ons maak dit gemaklik vir haar. Sy lê op komposbedding, so ons komposteer alles op die plaas. Om die plaas skoon te hou van vliee of enigiets. En dit is 'n absolute wenresep. Ons komposteer letterlik alles. So, jy het ook nou genoem dat julle fokus baie hard op die genetika van die diere. Wat is die belangrikste vir enige boer wat in suiwel spesifiek is om in gedagte te hou wanneer dit kom by die genetika van die diere? Jy weet, om 'n genetiese bil te kies, dit moet nie 'n impulsiewe besluit wees nie. Dit is belangrik. Die besluite wat jy vandag neem, is jou toekomstige besluit. Jy weet, vir die dier wat op die grond gaan val, wat in produksie gaan wees en hoe sy gaan lyk einde van die dag, daar bly ons verskriklik baie klem. En jy kan nie net goedkoop saad gaan gebruik en dink jy gaan 'n sukses daarvan maak nie. Jy moet 'n studie maak van wat is die beste tipe bulle vir jou kudde, wat is jou visie en jou uitgangspunt vir hoë produksie en 'n kudde wat vir langslewendheid. Jy weet, sodat die diere so lank as moontlik op jou plaas kan bly. Dis die diere wat winsgewend is.
So jy het ook dan nou prys gewen vir uitstaande genetiese prestasie en jy het nou so 'n bietjie vir ons gesê die regte keuse van jou bil help die genetika aan, maar wat doen julle anders dan nou in terme van die teeling en die genetika wat julle inbring van ander bulle af? Toepie, ons is op 'n teelprogram van Worldwide Sires wat ons verskriklik baie help om die regte bulle by die regte koeie te plaas. En dan fokus ons ook baie sterk op genomika. Ons doen genomiese toetsing van elke kalfie. Dit word weggestuur Amerika toe na Zoetis. Dit word ontleed, ons kry analise van al die eienskappe van elke dier. En daarvolgens weet ons presies wat is ons beter diere op die plaas en ons swakke diere. Die beter diere word natuurlik met goeie saad gekaai deur die teelingsprogram. En dan die swakke diere, daar gebruik ons byvoorbeeld 'n vleisbil soos 'n Angus. Jy weet, 'n Angus kalfie is klein, sy kalf ook maklik. So julle boer daar in die Darling area, wat maak die area spesifiek so goed vir julle en die boerdery wat julle daar opgesit het? Man, ons is baie bevoorreg om te boer naby die oseaan. Ons is soos die Kruivlieg omtrent 10 km van Eisefontein wat jy in die Weskus sit, 80 km van die Kaap. Ons is in die Windkanaal ook. Met ander woorde, ons kry baie koel luggie van die see en van die suidekant af wat vir ons verskriklik baie help om die koeie af te koel. Omdat ons so naby die see geleë is. Dit is uitstekend vir die diere, dis hoekom die kudde se naam ook is Ocean Breeze Holstein. En ons is baie bevoorreg om hierdie koel luggie te kan kry van die see. Wel vir my klink of daai kudde van julle 'n baie lekker tyd het. Almal is op vakansie daarso, hulle het die klein hotel daarso, daar's 'n seebriesie. Ek mag dalk ook 'n bespreking maak vir my volgende vakansie daar na julle toe. JK, ons gaan nou verder met jou gesels. JK Basson en hy is nou net aangewys as die LNR se meester suiwelboer van die jaar. Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons volgend JK Basson en hulle is daarso van die Darling wêreld af. Klink baie lekker daarso by hulle. So JK, net voor die breek het ons bietjie gesels net oor die genetika en so voort, maar julle het ook 'n prys gewen vir die beste tussenkalfperiode van so 375 dae nou. Dit is ongelooflik, maar hoe is dit moontlik om dit in praktyk reg te kry terwyl dit so uitdagend is? Ja, ons maak gebruik toepie van 'n paar hulpmiddels soos die Cow Manager program om dit as waar te neem en om te kyk na die koei se gesondheid wat aangaan in die rumen en daardeur kry ons baie goeie inligting, siekdiere wat ons kan monitor. En dan fokus ook natuurlik, soos ek vroeër gesê het, op genomika. Dis belangrik. En dat ons met klem lê op gesonde diere wat ook jy weet die wat gesond is, gaan jy ook vinnig dragtige kry. So ons werk nou saam ook met ons veeartse. Dit is belangrik dat ons veeartse op 'n weeklikse basis op die plaas kom. En dan wat ook vir ons baie belangrik is dat ons inseminators word gereeld gevat deur 'n opskerpingskursus sodat hulle nie afwyk van hulle protokol nie. En dan wat ook belangrik is dat ons probeer om elke dag dieselfde ding te doen en daarby te bly en dit nie af te water nie. So julle het ook dan natuurlik baie boere in die area of mense met wie julle gesels in die suiwelindustrie. Wat is die grootste uitdagings in die moderne suiwelboerdery wat jy nou al ondervind het met gesprekke saam met ander boere? Jy weet wat nogal vir my ontstellend is, ek kan nie onthou wanneer laas het iemand in melkery begin in die Weskaap nie. Die melkboere as geheel in Suid-Afrika raak minder
maar die getal diere raak meer wat jy melk op jou plaas. Dit is nogal half ontstellend, jy weet, om te weet dat daar nie meer melkboere die bedryf betree nie. Maar ons fokuspunt moet wees om meer produktief te wees. En wat vir ons ook belangrik is, wat ons geleer het die afgelope 2 jaar, en dit is biosekuriteit, jy weet, om meer strenger te wees. Ek dink ons is baie slap in die verlede as dit kom met biosekuriteit. Ons het net mense toegelaat op ons plaas. Daar was nie protokolle wat in plek gestel is en vandag is dit natuurlik baie opgeskerp. Ons is baie streng oor biosekuriteit. Iemand kan nie net inkom in die plaas nie om jou verf te ontsmet nie. En ek dink ons grootste uitdaging op hierdie stadium is back and closure en BM. Jy weet, ons probeer ons bes om verantwoordelik op te tree. En elke melkboer in Suid-Afrika en veeboer het 'n groot verantwoordelikheid om voor hulle plase hek sekere protokolle in plek te plaas, sodat ons nie 'n besmetting en 'n uitbraak kry nie. En daarbey wil ek ook vir die onlangse geval van back and close hier in die Weskaap, waar hulle so spoedig opgetree het om Ongelukkig lyk dit vir my ons het 'n bietjie tegniese uitdaging met die weer en JK se sein wat daar is. JK, ek dink ons het die beeld verloor, maar net so gou om alles bymekaar te sit, ons het so 30 sekondes. Kan jy gou vir ons sê, baie jong boere wat nou kyk, en jy sê baie min van hulle wat in die melkery inkom, wat se advies het jy vir jong boere wat in die suiwelboerdery wil inkom? Ek dink enige boer wat vandag begin, moet gaan vir 'n werkie oorsee, jy weet, om praktiese ondervinding op te doen en baie te leer van genetika en genomika. Jy moet natuurlik 'n genetiese plan hê, dis baie belangrik. Dis 'n langtermyn belegging. Jy weet, die saad wat jy vandag plant, is die resultaat wat jy gaan kry oor 2 jaar en 9 maande. Dan sien jy die resultaat daarvan, hoe die koei lyk, hoe sy in produksie lyk, genetiese waarde. Ja, dit is 'n baie belangrike besluit. En dan om die beste bulle op jou verse te gebruik, want dit is tog jou toekoms. Dis die beste dier op jou plaas. En om daarop te verbeter. Sorry, ek gaan jou net daarso in die rede moet val, ons waardeer dit. Jacob Basson, die LNR se meestersuiwelboer van die jaar. Dis al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam gekuier. Ons sien mekaar weer môre.